Ons skrifgedeelte vir vanoggend kom uit Lukas 20, vir die wat wil saam oopmaak, dit sal ook op die bord verskyn, Lukas 20, vers 27 tot 40. Basies, letterlik die volgende perikoop, die volgende stuk na laasweek se teks. Lukas 20, vers 27 tot 40. Terwyl julle julle plek kry, ek wil sommer so lank waarsku, ons gaan direk na die skrifgedeelte die gesprekmoment hê. So, vandag hoef jy nie so mooi te luister na die preek nie, maar maak seker dat jy mooi luister na die teksgedeelte, want dis waaroor ons gaan gesprek voer. Ek lees vir ons voor, Lukas 20 vers 27 tot 40. Sommige van die Sadduseërs, wat sê dat daar nie 'n opstanding is nie, kom toe en vra vir Jesus. Meester, Moses het vir ons voorgeskryf dat as iemand se broer getroud is en kinderloos sterf, sy broer die vrou moet neem en vir sy broer 'n nageslag verwek. Nou so was daar eenmal 7 broers. Die eerste een het 'n vrou geneem, maar kinderloos gesterf. Ook die tweede en die derde broer het met haar getrou en net so sonder dat hulle kinders nagelaat het, het al 7 broers gesterf. Ten laaste het ook die vrou gesterf. Hierdie vrou, wie van hulle se vrou is sy dan met die opstanding? Al 7 het haar immers as vrou gehaat. En Jesus het hulle geantwoord. Die mense van hierdie bedeling tree in die huwelik en word in die huwelik uitgegee, maar diegene wat waardig geag word om die toekomstige bedeling en die opstanding uit die dood te verkry, tree nie in die huwelik nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Hulle kan nie meer sterf nie, want hulle is soos engele en hulle is kinders van God, omdat hulle aan die opstanding deel het. Dat die dooies opgewerk word, het selfs Moses in die gedeelte oor die doringbos uitgewys, waar hy die Here, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob noem. Hy, wat nou God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Wat hom betref, is hulle immers almal lewendes. Sommige van die skrifkenners het hierop gereageer met die woorde, Meester, u het 'n goeie antwoord gegee. Hierna het hulle dit nie meer gewaag om iets vir hom te vra nie. Ons lees tot daarso. So sommer direk in die gespreksmoment in, waarvoor ek vir julle so 2 minute gaan gee, net 4 vrae, ek het net 3 vrae hierso, ek weet nie wat dit fout gaan nie. 4 vrae om met mekaar te bespreek. Wat is die punchline van hierdie teksgedeelte? Hoe is jy waardig vir die opstanding? Of hoe is jy waardig om die opstanding te kan verkry? Wat beteken dit? Derde vraag, hoe leef jy nou as ons glo dat God die God van die lewendes is? En dan die 4de vraag, wat dalk bietjie meer kom by die tekkie wat die teer tref. Wat hou jou terug om voluit te leef? Ek gee julle so 2 minute om hieroor te gesels. OK. Ons gaan die preekgedeelte van hierdie erediens met 'n bietjie van 'n eksperiment begin. Ek wil gou hoor, wie van julle dink dat mense 'n dom vraag kan vra? Steek gou jou hand op. Ja, ek dink ook so. Toevallig het iemand net voor die diens na my toe gekom en sê, Stefan, ek het nou vir 'n stupid vraag. Toe sê, hey, jy slaan die tema van die diens reg op die kop. Nog 'n eksperiment. Wie van julle het al iemand anders gespot of uitgelag as hulle 'n dom vraag gevra het? Kom ons kry net weer 'n paar hande. Ja, natuurlik, ek bedoel, wat is 'n dom vraag as jy nie vir iemand kan bewus maak daarvan nie? Dit is bring groot vreugde partykeer. Terloops, as jy iemand anders 'n dom vraag uitlag, die fancy Engelse woord daarvoor is condescending, om neer te kyk op iemand of om iemand klein te maak. OK, nou vir die laaste ene. En hiervoor wil ek hê jy moet opstaan, as jy in staat is om op te staan. Wie van julle het al self 'n dom vraag gevra? Kan ek julle gevra om op te staan? Nou moet ek myself inhou om nie vir julle te lag nie. Toe maar ek staan ook, julle kan maar sit, thanks. So terloops, die wat nou gestaan het, julle is die Sadduseërs vir vanoggend.
Ek geniet die ironie daarvan dat ons sopas die Sadduseërs wat nie glo in 'n opstanding nie, laat opstaan het. Maar dis sommer net 'n bysaak. So almal wat al 'n dom vraag gevra het, is vir vanoggend die Sadduseërs. Want die vraag wat die Sadduseërs hierso vir Jesus vra, is eintlik ook maar 'n dom en moedswillige vraag. Terloops, hierdie situasie wat hulle beskryf van die vrou met die broer en dan die volgende broer en dan die volgende broer en dan die volgende broer, was 'n baie bekende teorie in daardie tyd gewees. Terloops is 'n teorie wat ook opgeteken is in een van die boeke wat in die Ou Testament tyd geskryf is, maar toe nou nie in die Ou Testament opgeneem is nie. Word hierdie selfde storie net so vertel van die vrou met die broers, 7 broers, in Tobit 3 vers 8, maar dis nou nie in ons Bybel nie. So hulle gebruik hierdie belaglike hipotese om eintlik 'n onnodige vraag vir Jesus te vra. Eintlik wil hulle net hulle eie oortuigings bevestig en dis om waar ons gaan begin om stil te staan. Want die probleem in hierdie teks is nie die feit dat die Sadduseërs nie in die opstanding van die vlees glo nie. Natuurlik het Jesus nou iets daaroor te sê ook gehad, waarby ons nou sal kom, die idee van lewendes en die lewendige God. Maar die probleem in hierdie teks is eerder die vraag wat die Sadduseërs vra en die manier waarop hulle die vraag vra. Hulle vra 'n dom vraag omdat hulle wil bewys dat hulle reg is. Hulle vraag bied glad nie ruimte vir hulle om iets nuuts te leer nie. Dis nie asof hulle regtig wonder oor hierdie vraag wat hulle vra nie. Hulle vra die vraag omdat hulle klaar hulle mind opgemaak het, klaar weet wat die regte antwoord is en eintlik nou net wil hê dat Jesus moet ook besef hulle het die regte antwoord. Hulle wil net bewys dat hulle reg is. So dan vra hulle hierdie dom vraag. Maar daar is nog bietjie meer aan die gang hier, soos net die dom vraag. Sien, hulle gaan na Jesus toe, en alhoewel hulle waarskynlik nie gedink het Jesus is die seun van God en so aan nie, ag hulle hom ten minste waardig genoeg om te dink dat hy 'n goeie leermeester is, sodat sy antwoord op hulle vraag hulle tyd werd is. So hulle het een of ander vorm van respek vir Jesus, so hulle gaan na Jesus toe, vertrou sy antwoord, om vir hom 'n vraag te vra. Imagine net vir 'n oomblik, as jy nou daai geleentheid gehad het. As jy nou die geleentheid gehad het om van aangesig tot aangesig voor Jesus te staan, en jy kan nou vir Jesus een vraag vra. Wat sou jy vra? Ons weet nou die Sadduseërs se vraag is 'n dom vraag, 'n bietjie van 'n mors van 'n vraag. Miskien was die ryk jong man se vraag beter. Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Die punt is, hulle het hierdie ongelooflike geleentheid om 'n vraag vir Jesus te vra. Hierdie ongelooflike geleentheid om 'n oop gesprek met Jesus te voer. En dan kies hulle om dit te mors met 'n dom vraag. Nou nadat Jesus hulle geantwoord het, dink ek het hulle besef dat dit 'n dom vraag was. Dit hulle half kort gesê het, okay, dis 'n goeie antwoord en toe nie verder 'n vraag gevra het nie. Heaven forbid as hulle nog dom vrae vra. Ons het nou 'n idee gekry wie die Sadduseërs onder ons is, die wat opgestaan het. Maar as ons eerlik met onsself is, kom ons almal op een of ander plek op 'n punt waar ons op 'n klomp maniere soos die Sadduseërs is. Dalk 4 maniere wat so 'n bietjie uitstaan. Ons is baie seker van ons oortuigings. Ons vra partykeer dom vrae. Ons doen 'n klomp dinge om te bewys dat ons reg is en dat ander verkeerd is. En ons maak dikwels van geloof 'n ego game. En nou die laaste een is 'n fyn lyn, want baie keer dink ons dat ons getrou is aan God wanneer ons 'n klomp battles probeer fight en mense probeer oortuig van Jesus as die ware Here en Verlosser, en dit is natuurlik waar. Maar ons moet baie versigtig wees oor of ons werklik besig is om die woord te verkondig en of ons eintlik net besig is met een of ander ego game oor nee, die manier wat ek glo is die regte manier om te glo. Daar is 'n fyn lyn, maar dit is 'n lyn waarvan ons moet bewus wees. Want ek dink ons maak baie keer ook van geloof 'n ego game. Maar alleen nog 'n dieper stuk waarheid hierso. Partykeer, soos die Sadduseërs, hou ons onsself ook besig met dinge wat minder belangrik is, eerder as om net te besef dat Jesus werklik voor ons staan.
Nou moet julle my mooi hoor. Ek sê nie dat gesprekke oor opstanding van die vlees nie belangrik is nie. Ek sê ook nie dat ander godsdienstige gesprekke oor wat is ons verhouding met ander kerke, hoe dink ons oor ander gelowe, hoe dink ons oor seksualiteit en alles wat daarmee saamgaan, hoe dink ons oor kerk wees, al daai goed is belangrik. Hoe dink ons oor die doop, hoe dink ons oor genade, hoe dink ons oor hoop, hoe dink ons oor sonde? Ons moet al daai gesprekke voer. Maar die oomblik as daai gesprekke in die pad staan van ons om te besef dat Jesus Christus ons Here en Verlosser is, dan mis ons die punt. Dan mis ons die plot. As daai gesprekke die fokus wegvat van ons verhouding met God drie-enig en alles wat God reeds gedoen het, besig is om te doen en nog gaan doen, dan mis ons die plot. Nou dit laat my so 'n bietjie dink aan 'n storie wat julle 10-10-1 ken, een of ander weergawe daarvan. Net kortom, die seentjie sit nou maandag in die klas en moet nou toets skryf. En nou het hulle Sondag uit die aard van die saak geleer dat Jesus die antwoord is. En kom ons vat wiskunde. Wiskunde is altyd 'n lekker een. 5 maal 5, Jesus. 42 gedeel deur 2, Jesus. En uit die aard van die saak kry hy uiteindelik 0 vir die toets. En hy is verskriklik ontsteld en die ouers word ingeroep en eventually word die dominee ingeroep. Die punt is Jesus die antwoord op al ons vrae? Ja, Jesus is, maar ook nie. Nie noodwendig op die manier wat ons dit net altyd wil toepas nie. Jesus is nie die antwoord op 5 maal 5 nie, ongeag hoe graag ons dit wil hê. Maar Jesus is die middelaar tussen God en mens. Jesus is beslis die fondasie van ons hele lewe. God drie-enig staan sentraal in ons hele lewe. So daarom God drie-enig en ons verhouding met God beïnvloed die antwoorde wat ons antwoord op vra. Dit beïnvloed die tipe vrae wat ons vra. Dit beïnvloed die manier wat ons leef. Dit beïnvloed die dinge waaroor ons bekommer. Dit beïnvloed die dinge waaroor ons passievol is. Dit beïnvloed die dinge waaroor ons wonder. En dit beïnvloed die dinge waaroor ons kwaad raak. So op daardie wyse is Jesus of is God drie-enig die antwoord op al ons vrae. Nie op een of ander oppervlakkige manier nie, maar op 'n wesenlike manier, op 'n diep manier is Jesus as die fondasie van ons lewe, as die senter van ons lewe, as die verhouding waaruit ons leef, die antwoord op al ons vrae. Groter as al ons vrae. Maar God drie-enig is meer as net die antwoord op ons kopvrae en dit waarmee ons gedagtes besig gehou word. Ons het nou 'n warm-up gehad rondom die hartstorie, maar ek wil vir 'n oomblik hê dat ons weer terug na ons harte kom. Ons moet 'n bietjie uit ons koppe uitkom. So ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik jou oë toe te maak. En ek wil vra dat almal hulle oë toe maak want ek besef dit bly maar 'n awkward ding om na jou oë hierso te staan en toe maak. En terwyl jy oë toe is, as jy gemaklik is, sit weer 'n hand of al twee jou hande op jou hart. Voel jou hartklop, voel jou asemhaling. Dit was nie 'n party trick of een of ander scare tactic nie, sorry. As jou hartklop nou opgaan, is dit heeltemal normaal. Maar kom ons probeer rustig raak met ons oë toe. Voel jou hartklop. Besef dat jy 'n lewendige God aanbid en dat jy een van God se lewendige kinders is. Ervaar ook hoe jy dalk 'n klomp vrae het en dinge waaroor jy wonder. Maar vra jouself af terwyl jy so met jou oë toe sit, wat lê agter al hierdie vrae? Wat lê agter al my gedagtes? Wat is my diepste hartsverlange? Wat is my behoeftes? Watter emosies ervaar ek? Waarna smag ek? Terwyl jy steeds so met jou oë toe sit, jou hand op jou hart, vra vir God nou dieselfde. Here, wat is my diepste hartsverlange? Waarvoor het U my geskep? Wat is my diepste behoefte?
Here, help my om diep te beleef hoe U, o Vader, Seun en Gees, werklik die antwoord op al my diepste en grootste behoeftes is. Here, help my om te besef en te beleef dat U werklik die antwoord op al my hartverlange en al my behoeftes is. God hoor jou. God luister na jou. God is by jou teenwoordig. Jy is by God teenwoordig. Dit is genade. Dit is geloof. Dit is genoeg. Here, ons Here, Vader, Seun en Gees, ontmoet ons ook nou in die res van hierdie erediens. Nie net in ons gedagtes en in ons kop vra nie, maar in ons volle menswees. Amen. So ek sê weer, op hierdie manier is Jesus of dan God drie-enig die antwoord op al ons vrae. Hou dit in gedagte terwyl ons na Jesus se antwoord kyk wat ek weer vir ons sal lees. Die mense van hierdie bedeling tree in die huwelik en word in die huwelik uitgegee, maar diegene wat waardig geag word om die toekomstige bedeling en die opstanding uit die dood te verkry, tree nie in die huwelik nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Hulle kan nie meer sterf nie, want hulle is soos engele en hulle is kinders van God, omdat hulle aan die opstanding deel het. Dat die dooies opgewerk word, het selfs Moses in die gedeelte oor die doringbos uitgewys, waar hy die Here, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob noem. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En wat hom betref, is hulle almal immers lewendes. Soos miskien 3 kerngedeeltes van Jesus se antwoord waarop ons kan fokus. Diegene wat waardig geag word van die opstanding, die feit dat hierdie wat waardig geag word soos engele is en dat hulle kinders van God is, en dan ook die werklikheid dat God nie 'n God van dooies is nie, maar van lewendes. Nou Cherie het laasweek gesels en genoem, gewerk rondom die tema, gee vir God dit wat God toekom. En vir hierdie week is ons eintlik maar besig met dieselfde dientjie. Gee vir God wat God toekom, maar terloops, dit is jou hele lewe. As God die God van die lewendes is, en ons lewe as gevolg van God, is ons niks minder as ons volledige lewe verskuldig aan God nie. Sien, die antwoord wat Jesus gee, spreek 'n klomp belangrike dinge aan. En ek vermoed, Jesus' antwoord is baie wyer as die antwoord wat die Sadduseërs dalk verwag het. Wie is waardig van die opstanding? Hulle sal soos engele wees, hulle sal kinders van God wees, wat behels dit? En dan ook hierdie feit dat God, die God van lewendes is, Abraham, Isak, Jakob, wat die Sadduseërs natuurlik goed sou ken, en al die geskrifte daarmee saam. Dis dalk die tipe vrae wat by hulle sou gewees het, of gedagtes wat by hulle opgekom het, maar nou ons, in ons verhouding met God drie-enig, kan hierdie waarhede nie net as vrae sien of beskou nie, maar ook toe-eien vir onsself, as waarhede wat op ons van toepassing is. Ons is waardig van die opstanding. Ons is kinders van God. Ons is lewendes van die lewendige God. Jesus se antwoord kom nooi elke Sadduseër uit om eintlik ook hierdie waarhede self aan te neem. Ten spyte van hulle dom vraag, kom stel Jesus hierdie antwoord sodat die Sadduseërs kan besef, dit is eintlik wat hier so belangrik is. Nie 'n vorentoe en agtertoe oor wat behels die opstanding en hoe lyk dit en wat is dit nie, maar eerder die stil staan en besef, Jesus staan voor ons en ons het hierdie uitnodiging. En net soveel as wat die Sadduseërs daai uitnodiging gehad het, het ek en jy daai uitnodiging
Nie net vandag nie, maar ook vandag. Ons is waardig van die opstanding. Ons is kinders van God, ons is lewendes van die lewendige God. Nou weens is dan natuurlik 'n groter stuk genade as net die genade van Jesus se waarheid en antwoord. Want net soos wat die manier wat die Sadduseërs hulle vraag vra baie sê oor wie die Sadduseërs is, sê die manier wat Jesus die vraag beantwoord baie oor wie Jesus is. Die manier wat Jesus die vraag beantwoord sê baie oor wie God is. En Jesus se antwoord het hy nie terugbeklei nie. Hy het hulle nie uitgelag nie. Hy het hulle nie gespot nie. Hy ontmoet hulle waar hulle is. Hy gebruik selfs hulle voorbeeld van Moses, Eksodus 3, om hulle diepste oortuigings aan te spreek. So Jesus kom sê as dit ware nie vir hulle, hoor hierso, dis 'n dom vraag, julle is hierso, maar julle behoort hierso te wees nie. Jesus kom vat hulle vraag, ontmoet hulle daar waar hulle is met die vraag wat hulle vra, en probeer hulle van daai spasie af begelei, tot op 'n plek waar hulle besef, dis waar ons kan wees, dis waar ons behoort te wees, saam met God. Jesus se antwoord is sag en opreg. Dit is die harde realiteit en die harde waarheid, maar die manier wat dit oorgedra word is sag en opreg. Dit is ook nie een of ander one-liner goedkoop antwoord net om hulle tevrede te stel nie. Jesus se antwoord kan verder ondersoek word en dit kan verdere gesprek ontlont. Maar dit is nog steeds 'n antwoord wat hulle ontmoet waar hulle is. En dis 'n antwoord wat genoeg waarheid, volledige waarheid bevat, dat dit die Sadduseërs duidelik op een of ander manier tot stilte bring. Dis 'n goeie antwoord, en dan bly hulle stil. Mag ons ook beleef hoe die waarheid van Christus se verlossing ons stil maak. Mag ons ook daardie verlossing aanneem, sodat ons ook as lewendes van 'n lewendige God regtig kan leef. Nou reeds en vir altyd. Kom ons bid saam. Here, U is ons lewendige God. En ons het nodig om daarin herinner te word, Here, want daar's soveel dinge wat ons vasvang. Ons leef in 'n wêreld wat ons lewe meer steel. Here, ons leef op 'n manier waar ons baie keer dikwels ook meer deelneem aan die lewe steel as lewe laat geskied. Here, help ons om ons eie lewelose plannetjies dalk bietjie een kant toe te skuif. Help ons om diep bewus te raak van die manier wat U ons ook ontmoet waar ons is. En help ons om in ons verhouding met U te weet dat U 'n lewendige God is en te weet dat ons werklik 'n belangrike rol speel in U koninkryk. Dat ons werklik 'n belangrike rol speel as U kinders, as U lewendig is. Here, rus ons toe sodat ons as gemeente, as deel van die NG Kerk in die land, maar ook as deel van elke kerk en elke geloofsgemeenskap wat in diep afhanklikheid van U leef en ten volle vertrou en hoop op U ewige beloftes. Here, dat ons getuienis en dit wat ons doen en dit wat ons sê so sal wees, dat dit lewe sal kan moontlik maak. Here, dat dit lewe nou sal kan moontlik maak, net soveel as wat U in U bediening, Here Jesus, lewe laat geskied het, maar dat dit ook lewe in die ewigheid daarvan, saam met U, moontlik sal maak. Here, rus ons toe en lei ons, sodat ons op pad saam met U die lewe kan ontdek, die lewe kan vier en die lewe kan deel. Amen.